Vriende, goeiemôre. Nog 'n voorreg om saam te wees, saam met u rondom die woord en te luister, ook na die Here in wie se teenwoordigheid ons is. Wat 'n voorreg. Baie welkom ook vir elkeen van u wat besoekers is. Dis lang naweek, so u sien hier so is 'n paar oop plekke. Baie mense is eerder op die strand seker as in die kerk. En baie van die ouens is weggegaan, weet ons. Maar ons sê vir u wat hier so is, baie welkom. As daar besoekers is, nuwe intrekkers, ons sal graag met u wil gesels. So kom sien my na die tyd of vul die kontakkaartjie in die bank. Ook die van u wat inskakel op radio 107 FM, Teniqua, waar u ook al mag wees, en die van u wat later inskakel op YouTube kanaal, en ook luister na die diens, baie welkom ook aan u. Enkele aankondigings, ons is besig met 'n 40 dae reeks, jy het nou gesien, ons is so in die middel, omtrent van die reeks, en ek wil tog vir u aanmoedig, die van u wat nog nie ingeskakel is, of die WhatsApp dagstukkies kry nie, of die van u wat nie e-posse kry nie, ons beweeg so saam met elke preek van die Sondag, pak ons so 'n bietjie uit in die week, met verskillende tekste en oordenking, so as u nie die WhatsApp boodskappe kry in die oggend, of die e-pos nie, kom sê vir my, of kontak die kerkkantoor, ons sal graag die nommer op die sisteem ook wil sit. En dan ons tweede aankondigingkie, ons het eers komende Vrydag weer ons gesonde gesinne bring en braai, ons het so lekker beweging onder ons jong gesinne, ek sien hier en daar is om ouers met kinders, baie welkom vir julle ook, eers komende Vrydag weer 'n bring en braai, soos elke eenmal 'n maand, wat ons so rondom 'n tema, so een woord vir die maand oordink, en dan so 'n bietjie lekker saam kuier en praat oor dinge wat vir ons ook saak maak. Tot sover as aankondigings, u kan rustig by die deure die ander deur lees. Vriende, vanoggend is ons tema so 'n bietjie, praat ons oor ons identiteit. En u onthou met die 40 dae, ons eerste boodskap wat ons gekry het, was ontvang om te gee, is ons jaartema, en toe het ons so elke week oordink oor 'n sekere woord. En die eerste week het ons 'n bietjie nagedink oor lewe, en dis net na die opstanding van Jesus. En toe het ons laas week bietjie oor hoop nagedink, toe meneer Helgaard vir ons mooi voorgegaan het by die doop, wat oor hoop praat. En vanoggend praat ons oor identiteit. Wie is jy regtig? En aan die Bybel is daar baie tekste, en ek wil sommer begin, en so 2 teksies vir ons lees, wat jy goed ken. Genesis 1, daai bekende vers, Genesis 1 vers 26. Toe het God gesê, kom ons maak die mens, as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere, en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep, as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. En dan skryf Dawid so 'n bietjie verder aan Psalm 8, ook die mooi woord, hy sê, vers 4, as ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre waarin U plek gegee het. Wat is die mens dan, dat U aan hom dink? Die mensekind, dat U na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. Ja, U het alles aan hom onderwerp. Skape en beeste alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Maar vers 10, Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. En hierdie tema van ons identiteit, gaan ons net in Efesiërs so 'n bietjie verder oor dink. Wat Paulus so opgewonde raak oor wie hy is in Christus. Dit wat ons in die Ou Testament al bietjie beelde van sien, dat Paulus nie uitgepraat kan raak nie. Dat Paulus sy hand in die lug gooi en sê, loof die Here, prys die Here vir wie ek is. En net gaan ons in Efesiërs so 'n bietjie daaroor nadink. Jy sien die kers brand reeds, en soos verlede week herinner ons mekaar, dat dit maar 'n simbool is van die lewende Here. Die Here in wie se teenwoordigheid ons is. Hy het gesê, ek is die lig vir die wêreld, en julle weerkaats die lig. Kom ons sing 'n pragtige lied, 'n lied wat ons ook 'n gebed is, wat sê, Here, ons het gehoor wie ons is in U, en net gaan ons verder daaroor praat, maar kom ons bid, dat die Here vir ons nog duideliker sal maak. Terwyl jy so sit, vonk 113, kom Heilige Gees.
Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons en wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Amen. Vriende, Paulus vra hierdie vraag. Hy vra hierdie vraag want hy het die antwoord reeds geken. Die Here is hier. Ons het gebid dat die Heilige Gees ons opnuut sal nie net vul nie, maar bewus sal laat raak van God se teenwoordigheid en al die gawes wat ons deel geraak het. En omdat ons weet ons is in die Here se teenwoordigheid, kan ons mekaar vriendelik groet in die Here se naam. Mag daar vir julle genade wees en vrede in oorvloed deur julle kennis van God wat al hoe meer en meer word deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Dit is verseker so. Ons gaan 'n pragtige lied sing, 'n loflied. Ou lied, bring my die ou tyding. Ons gaan die eerste 2 verse saam sing. Jy kan staan en dan sing ons ook hierdie pragtige lied tot eer van die Here. Broer en suster, ons het 'n lied gesing, bring my die ou tyding, en die Here het vir ons die goeie nuus gebring, en dis hoe ons die Here loof en prys, deur nie net hierdie woord te hoor nie, maar ook te vertel, en vanoggend weer ons geloof in die Here te bely, deur vir mekaar te herinner, en vir enigeen wat dalk hier inkom, of dalk wonder, duidelik te sê, in wie glo ons? Wie hou ons vas? Wie is ons anker? Waar is ons hoop? Ek nooi uit om saam met my ook ons geloof in die Here te bely. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus geseën met ons Seun, ons Here, wat ontvangen is van die Heilige Gees, gebore is in Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en die derde dag opgestaan in die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterkant
U kan maar sit. Broer en suster, liewe kinders, voor ons verder 'n stukkie lees in die woord, my voorreg om saam met u ook te bid. En kom ons vra vir die Here se leiding en ons prys hom vir wie hy is. Vader, Seun en Heilige Gees, Here, dankie vir nog 'n geleentheid. 'n Geleentheid, Here, om saam te wees op 'n besondere wyse in 'n erediens. 'n Erediens, Here, waar die eer u toekom. 'n Erediens, Here, waar ons nie net ontvangers is nie, maar deelnemers. 'n Erediens, Here, waar ons erken dat u ons Here is, dat u ons geseën het met gawes, dat u ons toerus, Here, en dat u ons wil gebruik, en elke dag gebruik in die wêreld, om die lig en die sout te wees, wat die donker teewerk. Dankie Heilige Gees, dat ons bewus kan wees van u teenwoordigheid, en dat u deur die woord ook op 'n besondere wyse, ook die woord vir ons sal duidelik maak. Dankie Vader, dat ons mekaar kan bid, soos u vir ons beveel het. Here, ons dink aan elkeen wat ook luister na hierdie uitsending per radio, hulle wat miskien later luister deur die YouTube kanaal. Ons dink aan elkeen, Here, wat hier in die kerk vanoggend byeen is. Here, u ken elkeen se huis, elkeen se omstandighede, elkeen se opgewondenheid en drome vanoggend, oor iets wat my hart bly maak, vreugde. Maar Here, u ken ook elkeen van ons se hartseer en bekommernis. Here, ook in moeilike tye. Dankie dat ons weet u nie ver is nie. En ons bid, Here, dat die beloftes in die woord, dat ons mekaar herinner het aan, en gedurig herinner, dat dit vir ons lewend en kragtig sal wees. En Here, dat dit wat u in die woord beloof, dat ons weet dat dit nie net woorde is nie, maar anders as mense woorde, dat dit waar is, en dat dit daar 'n uitkoms is, en dat daar hoop kom, omdat die lewende Here self die pad saam met ons loop. Here, dankie dat ons kan bid, dat u ons sal aanraak deur die woord. Ons wag en luister na u. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Broer en suster, ons is besig met die reeks, soos u weet, Efesiërs 1 vanoggend. As mens nou praat oor jou identiteit in Christus, dan is daar baie teksverse in die Bybel wat mens kan kies. Daar in Petrus praat die Here wie ons is, 'n uitverkore volk en 'n priesterdom en allerlei hogere woorde. Maar vanoggend het ek gekies dat ons vanoggend 'n bietjie uit Efesiërs uit hoor. Wat sê die Here, wie is ons? Wie is jy? Efesiërs 1 vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voor die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe al ook daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy groot genade wat hy in sy geliefde seun vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat hy in alle wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit al vooruit bestem het, soos hy hom dit voorgeneem het, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ons ook deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat in julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor het en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg, dat ons ook verder sal ontvang, wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Ons lees tot sover. Broer en suster, liewe kinders, as jy nou mooi geluister het, dan hier na die tweede of die derde versie, dan sal ek u nou nie kwaadlik neem as die gedagtes begin dwaal het nie.
Want Paulus het hierso eintlik een lang sin geskryf. Een lang sin met geweldige woorde, wat elkeen 'n gewig dra. Elkeen van hierdie woorde moet ons eintlik apart behandel, daaroor praat. Want elke woord sê so baie. Om al hierdie dinge van Efesiërs 1 in een preek te sê, is nie moontlik nie. En is ook nie wys nie. So in die week gaan ons 'n bietjie verder praat oor dit wat ons hier hoor, maar vanoggend wil ek net so 'n enkele gedagte of 3 saam met u deel. Om vir jou en my 'n gevoel te gee van wie ons is in Christus. En waarom Paulus so opgewonde is. Want daar's rede tot vreugde. Ek wil begin met die vraagie wat ons baie keer net vir ons jong mense reserveer. En dis die vraagie, wie is ek? Nou miskien het jy lankal hierdie antwoord gekry en jy weet mos wie jy is. Jy het 'n ID-nommer en jy is bekend in die gemeenskap. En jy sien jouself elke oggend in die spieël. En mens wonder as jy hierdie vraagie vra, wie is ek? Dan dink mens, maar dis 'n vraagie wat eintlik hoort by die jong mense of die kinders. Hulle wat nog so 'n bietjie wankel oor hulle identiteit. Maar ek wil vanoggend vir jou vra, en vir myself vra weer eens, wie is ek? Wie is ek regtig? Want as ek dit weet, dan kyk ek anders na die lewe. En om hierdie vraag bietjie vir ons duidelik te maak, het ek vanoggend 'n ui saamgebring. Ons gaan net nou 'n bietjie gaan Teresa om seker kook, hoop ek, 'n bietjie in die kos gooi, maar tot dan moet hy kom nodig. 'n Ui. Jy weet baie mense, meeste mense is soos 'n ui. 'n Ui is 'n wonderlike ding. As jy hom sny, dan traan jou oë. Party mense kyk net so om, dan begin jou oë traan. Maar aan die ander kant is enige kos sonder 'n ui ook nie lekker nie. Hulle sê as jy jou huis wil koop om die eie braai, as die mense nou inkom, daai geure lyk my dat die ou se chequeboek so 'n bietjie skuif in sy sak. 'n Ui is 'n wonderlike ding en so is mense ook. Mense wat jou opvryf en jou oë laat traan. Aan die ander kant is mense baie keer soos gebraaide uie wat vir jou so lekker reuk gee en aangenaam in 'n teenwoordigheid is. Aan die ander kant is mense ook soos 'n ui. Want as jy 'n ui nou begin afskil en jy wil maar sy hart uitkom, dan is daar verskillende lae. En jy kan begin afskil. En elkeen van die lae is belangrik. Maar as jy 'n ui aanhoudend afskil, dan kom jy tot agter uit nie eintlik 'n hart nie. Daar is so 'n klein hart dingetjie heel binne, maar eintlik is dit klomp skille wat oor en oor en oor gedraai is. Nou broer en suster, wie is jy? Is ek en jy nie dalk soos 'n ui nie? Wat definieer jou? As ons mekaar begin afskil en jy jouself kom afskil vandag. As jy nou daai eerste skil afvat van wie jy nou is en wie jy was toe jy gewerk het en die status wat ek en jy het en gehad het en daar waar ek ry en bly en wat ek gekry het en kry as ek afskil en as ek 'n bietjie verder teruggaan na my jong dae en hoe flamboyant ek was en hoe belangrik ek was en dalk nog is, as ek dit afskil, as ek my persoonlikheid afskil, my kragte, my gesondheid, dit wat my mens maak, as ek dit afskil, wat bly oor? Wat gee my waarde? Want jy sien broer en suster, as ek soos 'n ui my waarde heg aan hierdie verskillende lae wat my lewe opmaak, belangrike dinge, dan kom ek agter soos hierdie ui verlep hy op 'n stadium en is daar nie veel oor nie. So as jou en my identiteit gesetel is in hierdie verskillende lae wat my lewe vol maak, dan is ons in die moeilikheid. Want dan word mens ouer. En jy kom agter, ek is nie meer so aantreklik en so wel af soos ek gedink het ek is nie. Die rentekoerse sak en styg. My gesondheid is nie meer wat dit was nie. En my blink motor van 10 jaar terug is nou maar net 'n ou motor van 10 jaar terug. Broer en suster, so ergens moet jy en ek 'n identiteit hê. 'n Krag wat al hierdie ander dinge transcendeer en eenkant skuif. En dis wat Paulus ontdek het. En daarom skryf Paulus hierso met groot vreugde 'n paar keer, loof die Here, loof die Here, loof die Here. Want Paulus het gesien en besef, wie is hy? Wie is hy regtig?
En hy het besef dat dit baie min eintlik iets is wat in homself is. Maar dis iets wat die Here aan hom gee. En daarom die tema vanoggend, loof God, want hy het my gemaak wie ek is. En wie is ons? Hier so 'n paar goeders wat hy hier sê, 'n klomp. Maar soos 'n goeie preek wat ons geleer het ek net so 3 dinge uitgelig. Eerste dingetjie hier, so Paulus sê, ek en jy is verkies in Christus om God se kinders te wees. En daar in vers 4 tot 6 praat hy daarvoor met moeilike woorde. Maar eenvoudig, hy sê, ek en jy is gekies om God se kind te wees. Nou as jy dit so hoor, dan dink jy, maar dit is mos eenvoudig. Ek is mos God se kind. Maar kom ons hoor 'n bietjie wat dit beteken. Jy weet, om verkies te wees is eintlik deel van die lewe. Van laerskool af kies ons mekaar en word ons verkies tot iets. Op die laerskool miskien is jy verkies tot 'n leier of een of ander belangrike span. In die hoërskool word jy verkies baie keer tot 'n leerlingraad of tot 'n leier. En na skool dan word jy ook dalk verkies tot een of ander vereniging. Sommige van ons het in die politiek ingegaan, jy word verkies. Ander van ons word gekies daar by jou werk vir een of ander vereniging. Maar vir meeste van ons gaan verkiesing eintlik baie keer met teleurstelling gepaard. Want is altyd die ander ou wat verkies word. Ek wil so graag gekies word. En dan val die lig op die ou langs my. Ek steek so graag my hand die hoogste op. En niemand sien my ontraak nie. So verkiesing is vir die meeste van ons baie keer iets wat sleg is. Iets wat 'n teleurstelling is. Nou broer en suster, of jy nou iemand is wat altyd vir alles gekies is, en of jy iemand is vanoggend wat vir niks ooit gekies is nie. Ek het goeie nuus. Paulus het goeie nuus, die Here het goeie nuus, want ek en jy wat in Jesus Christus glo, is gekies om God se kinders te wees. God het jou gekies in Christus. En hierdie saak is nou die saak van die uitverkiesing. Dit is nou 'n moeilike saak wat ek nie nou hierso in 10 minute gaan verduidelik nie. Maar die belangrike wat Paulus hier sê is, jy is verkies in Christus. God het nie op 'n keer, soos mense gemaak het toe jy klein was, hy blommetjies gevat en sê ek hou van jou, ek hou nie van jou nie, ek hou van jou, ek hou nie van jou nie. En dan wonder jy miskien, maar is ek nou gekies? God sê as jy in Christus Jesus glo, is jy gekies. Jy's in hom gekies om God se kind te wees. En dis 'n groot voorreg en 'n groot troos. Dis 'n groot sekerheid. Jy weet jy, die eerste lesers van hierdie brief het geweldige hoop hier gekry. Want hulle het geleef dan in Efese in 'n wêreld waar die afgoderry en die afgode tempels rondom jou was. En hulle het geleef en baie van hulle kom uit 'n geslag uit die heidendom uit, waar jy hierdie afgode moet tevrede hou. Jy was nooit seker, het ek genoeg gedoen, dat die onheil my nie tref nie. So jy het gaan offer, en jy het jouself gegee, en party mense het 'n liggaamsskade aangedoen, net om hierdie afgod, hierdie beeld, hierdie God wat ek vir myself geskep het, gunstig te stem, dat die ongeluk my nie tref nie. Jy was nooit seker, is die gode tevrede met my, of nie? Broer en suster, Paulus skryf hierdie mense, en hy gee vir hulle troos, en hy sê, in Christus, kyk God anders na jou. In Christus het God jou gekies om sy kind te wees. Ongeag, hoeveel skille jy het om jou lewe het, hoeveel skille vir jou belangrik is. God het jou nuut gemaak, en daarom waarskei hy, en hy praat hierso met 'n groot omhaal van woorde, sê hy vir hulle, maar jou godsdiens, moenie net 'n godsdiens van moets en moenies wees nie. Die wet is belangrik, en toe meneer Helgaard het laasweek vir ons mooi by die doop verduidelik. Die pligte en die verantwoordelikhede, en hoe mooi God van ons vra om te doen wat hy wil, en net nou lees ons daarvan. Maar Paulus waarsku hierdie mense, hy sê, moenie dat jou godsdiens 'n wet word, soos in die Ou Testament, wat jy spook en spartel om God tevrede te hou nie, en in vrees lewe, asof jy nooit genoeg gedoen het nie, want jy kan niks doen op jou eie nie. Paulus kom en hy sê die goeie nuus is, in Christus het God jou en my gered, en vrygemaak, en daarom is ek en jy God se kind.
En daarom hoef ons nie soos die afgode, wat hierdie mense in Efese aanbid het, te wonder, het ek genoeg gedoen, om God tevrede te stel nie. Ja, Paulus herinner hierdie gelowiges, wie hulle is. Hy sê, dis jou identiteit. Al glo jy dit baie keer nie. En al sien mense dit baie keer nie raak nie. Baie keer voel jy nie soos 'n kind van die Here nie. Want jy stel jouself te leer, jy stel God te leer. Maar dit verander nie in die feit wie jy is nie. Wie jou pa is nie. Hoe God oor jou dink nie. En dis 'n groot hoop en 'n groot troos wat ook vir hierdie gelowiges in Efese genoem word. Broer en suster, dis jou en my identiteit. Dit beteken dat ek en jy nie net een is, 'n iemand in 'n see van gesigte nie. Ek en jy is iemand wat God ken. Dan Jesaja skryf die Here mos al en hy sê, ek het jou op jou naam geroep, ek ken jou. Ek weet wie is jy ten diepste. Psalm 139 sê, Here, as ek wil gaan wegkruip ernstiger, kry ek nie 'n plek waar ek kan wegkruip waar U my nie ken nie. Daar is nie 'n plek waar ek kan wegkruip waar U nie weet waar ek is nie. Jesus kom en hy sê in Matteus 28, ek gaan na die Vader toe, maar ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Paulus skryf in Filippense 4, God is naby. Jy is kosbaar. So broer en suster, hoor jy iets van jou identiteit? 'n Identiteit wat waarde gee aan jou. Al is jy miskien iemand wat inluister vanoggend en jy's bedlend. Jy voel nie soos iemand wat meer identiteit het nie. Jy's siek en jy's moedeloos en depressief. En daar by die werk, miskien het loop dinge nie goed nie. En miskien is jy en jou vrou haks vanoggend. Of jou kinders stel jou te leer. Of jy's bekommerd oor jou besigheid. Wat gee vir jou waarde? Efesiërs 1 sê, in God se oog het jy waarde. Hy maak jou in Christus sy kind. Hy noem jou sy kind. Dit is belangrik. En dit gee hoop. Dis jou identiteit ten diepste. Maar daar's meer. Paulus skryf verder hierso in vers 7 tot 12. En dan praat hy ook oor, aan wie behoort jy? Hy sê, die slegte nuus en die goeie nuus is, ek en jy behoort nie meer aan jouself nie. Miskien is dit vir jou goeie nuus, miskien is dit vir jou slegte nuus vanoggend. Maar jy is nie jou eie baas nie. Jy behoort aan God. En vir Paulus is dit goeie nuus gewees. Want vir Paulus is dit 'n troos, 'n hoop om te sê, ek behoort aan iemand anderster. Ek is God se eiendom. Ek is 'n God se kraal. Soos Romeine 12 sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ek kan die wêreld aanvat, nie uit my eie krag nie. Maar omdat ek aan God behoort, omdat hy die een is, wat die vuur en die krag in my is, wat my optel en met hardloop, om nie moeg te word, soos Jesaja sê nie, en laat vlieg met arensvlerke, ten spyte van moeilikhede en swaar kry in my lewe. Broer en suster, kom ons gebruik 'n beeld. Gestel u ontvang 'n briefie van die prokureur en hy sê, maar daar's 'n meevallertjie vir u. U het so 3 miljoen rand kontant wat iemand vir u ergens gelos het. U kan dit kom haal. Wat maak jy as jy dit hoor? Wat sal gebeur as u hierdie goeie nuus hoor? En u vat hierdie briefie in die bære onder in die laai. En u gaan aan met u lewe asof niks verander het nie. Aan die einde van die maand dan kry jy maar jou pensioen of jou salaris en jy kla maar by die medewerkers hoe swaar dinge is en hoe swaar jy nou kry. Jy vra maar 'n bietjie uitstel vir rekeninge wat jy nie kan betaal nie. Want finansiëel gaan dit maar bietjie swaar. Dit terwyl jy 3 miljoen rand in kontant verniet gekry het. Broer en suster, dis maar 'n gebrekkige beeld. Maar dis 'n beeld wat ietsie wil verduidelik van dit wat ons in Christus het. Want baie van ons het iemand gesê, leef soos bedelaars wat loop op 'n strand van goud. As jy in menslike terme daaroor dink. Paulus skryf hierso en hy sê groot dinge. Hy sê in Christus het julle die lewe gekry.
In Christus het julle hoop vir die toekoms. In Christus is julle sondes vergewe. In Christus het jy nuut geword. Gawes wat die Here vir jou en my gegee het. Hy begin hierdie teks en hy sê, God het ons geseën met al die seëninge van die Gees, wat daar in Christus is. Soos Paulus kom en hy sê, kyk in die spieël, wie is jy? Dan sê hy, jy is baie meer, as net die persoon wat terugkyk na jou toe. Hy sê, as God sê, jy is sy kind, dan kom dit saam met sekere dinge, sekere waarborge. Vir sonde vergifnis, toe ek my sonde voor die Here bely het. Toe ek herken het ek hom nodig het hy my 'n nuwe mens gemaak. Hy het my 'n nuwe bril gegee, om te kyk na die toekoms en my omstandighede. Maar ek leef baie keer soos hierdie man, wat 'n stewige bankbalans het, maar ek krap en ek skraap raap, om 'n paar sente in die hande te kry. Paulus sê, jou identiteit is om in Christus te gaan lewe, as oorwinnaar, want die graf is leeg. Broer en suster, ek dink aan die verhaaltjie van 'n man wat op 'n keer verhoor is, vir 'n misdaad wat hy gepleeg het. En hierdie man was skuldig gewees. Hy het iemand doodgemaak. En hy staan in die hof, en een getuie na die ander getuie word geroep. En die saak is duidelik, hierdie man is skuldig. Maar gedurende die hele hofproses, staan die man kalm en rustig. En selfs vir 'n oomblik dan sal so trek van 'n glimlag op sy gesig. En uiteindelik sê die regter, maar hierdie man word gevonnis. En hy word tot die dood veroordeel. En toe kom die man en hy haal so 'n briefie uit sy sak uit. En hy gee dit vir die regter. En hy stap as 'n vryman uit die hof uit. Jy sien op hierdie briefie, het die koning van daardie land lankal hierdie man begenadig. Die koning van daardie land het in sy goedheid besluit om hierdie man wat skuldig is, die dood verdien, vry te spreek. Dis ondenkbaar. Mense sal sê dis onregverdig. Mense sal protesteer. Maar die koning het in sy goedheid besluit. Dis wat hy wil doen. 'n Skuldenaar, skuldige man loop vry. Broer en suster, iets wat Paulus hierso sê, is waar van jou en my. Dat ek en jy is die man in die beskuldigde bank. Maar God het in Christus jou en my nuut gemaak. Jou 'n nuwe identiteit gegee. Jou 'n boodskap gegee. 'n Geheimenis bekend gemaak, soos Efesiërs sê. Dat hy jou aanneem, dat hy jou vryspreek, dat hy jou nuut maak. Broer en suster, en omdat dit waar is, daarom leef ons anderster. Omdat ons dit ontvang het, ons jaartema, omdat ons dit ontvang het, wil ons dit ook gaan gee. Ontvang om te gee. Ek het 'n nuwe identiteit ontvang. En daarom gee ek myself. En hy praat hierso, nou vir ons heilig en onberispelik lewe. Paulus sê, nou lyk my lewe anderster. Omdat ek 'n nuwe identiteit het, leef ek anderster. Deel ek dit wat ek het, my gawes, my tyd, my goeders, deel ek met hulle rondom my. Dit wat Korintiërs van praat, lyk ek anderster in die gemeente. Ek is nie iemand in die gemeente wat kom haal nie, maar ek is iemand wat kom gee. Myself kom gee verniet, soos God my verniet vrygemaak het in Christus. En ek het 'n verniet ontvang het. 'n Duur prys wat betaal is. Broer en suster, wie is jy? Is jy 'n ui? Is jy 'n ui met verskillende lae? Is jy 'n ui wat waarde toevoeg tot die lewe? Of is jy 'n ui wat oë laat brand en laat traan? Is jy 'n ui wat jou waarde meet aan die dikte van die laag, die kwaliteit van die laag rondom jou? Of is jy iemand wat identiteit het in Christus? Anders is, anders kyk, uit genade alleen. Broer en suster, maar daar is 'n laaste ding wat ons identiteit bepaal. Paulus skryf hierso, hy sê, vers 13 en 14, jy is nie net kind van God nie. Jy is nie net iemand wat vrygespreek is nie. Maar jy is ook iemand
wat 'n erflating het. Iemand wat die Heilige Gees ontvang het. En so oor 2 weke, dan praat ons 'n bietjie oor die Heilige Gees, en dan lei dit ons so in Pinkster in. Paulus sê die Heilige Gees is ook 'n teken van hierdie nuwe identiteit. Die feit dat God self, die Heilige Gees onder ons kom woon, is 'n teken, 'n vastige fundament, 'n waarborg, dat jy aan God behoort, en hoe God oor jou dink. En laasweek daar by die doop het ons 'n bietjie oor die waarborg gepraat. Die water, die teken, die vasheid. Iets hiervan hoor ons hier reeds. Broer en suster, as iemand in die Bybelse tyd ietsie wou gekoop het, en jy het nou nie genoeg geld gehad nie, en vandag nog baie keer dan gee jy so eerste paaiement. Die Engelse woord is 'n lay-by. Ek weet nie wat die mooi Afrikaans is nie. Karen, weet jy? Lay-by. Bære koop. Baie dankie. Het ek net hierso neerskryf, bære koop. 'n Bære koop. Eerste paaiement. En in hierdie eerste paaiement word jy verseker dat jy die volle som sal ontvang. En Paulus gebruik hierdie beeld. Hy sê die Heilige Gees is soos die bære koop. Hy is soos die eerste paaiement dat God sal in volheid gee wat hy beloof in sy woord. Broer en suster, en dit was vir hierdie gelowiges 'n geweldige troos gewees. Want hulle besef, alles hang nie net nou van my af nie. Die feit dat die Heilige Gees hierdie woord vir my duidelik maak. Die feit dat die Gees, God self, die derde persoon van die drie-eenheid, my inspireer en my optel, selfs die keer as ek nie lus het om die goeie te doen nie. As ek soos Paulus hande in die lug opgooi en sê, maar ek ellendige mens, ek wil die goeie, maar ek doen net die slegte. Dan kom Paulus en hy sê die Heilige Gees is die waarborg, die eerste paaiement, dat jy sal ontvang wat God beloof het. En dit was die krag gewees in die vroeë kerk. En hy skryf baie dinge hierso oor die Heilige Gees. En later, so oor 2 weke, dan gaan ons 'n bietjie verder hieroor praat, oor hierdie eerste paaiement, wat Paulus sê ons waarborg is, dat God getrou is. Broer en suster, wat hoor ons vanoggend? Ons hoor vanoggend in hierdie gedeelte met groot woorde, van God se groot genade. Ons hoor iets van wie hy is, dat ek en jy meer is, as wat jy baie keer vir jouself wil toegee. Genadiglik is ons meer. Want as ek en jy op jouself aangewese is, dan raak jy soos 'n ui wat verlep. 'n Ui wat laterand uitdroog en eintlik nie meer waarde kan toevoeg nie. Maar genadiglik sê Efesiërs 1, ek en jy is in Christus nuwe mense. Jy's 'n kind van God. Jy's vrygemaak. Jy het die Heilige Gees en dit bepaal jou identiteit. Dis wie jy is. Dis wie ek is. Wat jy ontvang het, moet jy ook kan gee. En daarom leef ons anderster. Daarom kan Paulus vir hierdie mense oproep en hy sê, julle leef in 'n ongelowige wêreld. Maar gaan leef nou soos gelowiges. Gaan leef teen jou natuur. Want jy het 'n nuwe natuur. Jy is nie meer die mens wat jy is voordat jy Jesus leer ken het nie. Jy's anderster. En genadiglik sê die Here, ruk niemand jou uit sy hand uit nie. Dis die troos. Dis 'n lewe nie net van oorwinning nie, dis 'n lewe baie keer van opstaan en val en weer opstaan. En broer en suster, as mens kyk in die woord en jy kyk na die galery van geloofshelde en jy lees van 'n Abraham en 'n Moses en 'n Petrus, dan sien jy dis nie volmaakte mense gewees nie. Maar mense met voete van klei. Maar mense wat 'n nuwe identiteit het. En dit het hulle swakhede heeltemal verander. Juis hulle swakhede word baie keer hulle krag. En Paulus skryf in 2 Korintiërs, hy sê, hy het gevind dat God se genade is vir hom genoeg. Hy het gevind dat as hy wil roem, sal hy liewer roem in sy swakhede. Hoewel Paulus nou baie vernaam kon wees, en 'n paar plekke skryf hy oor hoe belangrik hy was, hoe geleerd hy was, en hoe bekend hy was.
Paulus sê, nee, ek vee al daai goed een kant toe. Al daai laaf van hierdie ui, sit ek een kant toe, dit beteken niks. Wat my waarde gee, is wie ek is in Christus. Daarom skryf Paulus, as ek wil roem, dan roem ek in my swakhede. Dan roem ek in juis in dit wat ek nie reg kry nie, maar deur God se krag moontlik word. Broer en suster, kom ons gaan gee uit wat ons ontvang het. Jou identiteit in Christus. Amen. Ons Vader in die hemel is, dankie dat ons vanoggend ons kan beroep op u genade. Dat ons vanoggend, Here, saam met Paulus 'n loflied kan sing en sê, prys die Here. Prys die Here dat ek meer is as wat ek ooit dink ek is. Dankie, Here, dat ek meer is as my eie vermoëns. My vermoëns wat afneem met die jare. Dankie dat ek meer is, Here, as dit wat ek besit en wat ek het. Want ons weet, Here, in 'n oomblik, in 'n oogknip, verander alles. Dankie, Here, dat ek meer is as iemand wat net probeer om goeie dinge te doen, want ek kry dit nie reg nie. Dankie dat u my nuut gemaak het, en dat ek in Christus iemand is wat uit genade kan hand uitsteek elke oggend, en met geloof ontvang, dit wat u gee, en in geloof gaan lewe, nie 'n groot geloof, Here, wat ek op kan roem nie, maar geloof wat u gee wat nodig is om deur die dag te kom, en om mense aan te raak, en om dit wat u my mee geseën het te deel met ander. Dankie, Here, dat ons ook deel kan wees van 'n gemeente, 'n gemeenskap van gelowiges. Dankie, Here, dat ons nie lid van die kerk is soos 'n lid van 'n klub nie. Dankie dat ons nie net lidmaatskap betaal om iets te kry nie, maar dat ons deelneem uit dankbaarheid vir wat ons van u ontvang het. Dankie dat u ons harte verander, Here. Ons denke verander. Lei ons ook in hierdie tyd. Heilige Gees, ons wag en ons luister. En ons sal saam met hierdie pad stap. Ons vra dit in Jesus die Here se naam. Amen. Broer en suster, liewe kinders, kom ons sluit af met 'n lied, 514, 'n lied van sekerheid, 'n lied van hoop. Ek weet verseker dat Jesus leef. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, en mag die liefde van God, en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons wees en bly. Amen.